Ons kyk nou na die NW graad 7, na die fisika en chemie, maar spesifiek chemie. Want hierdie deel gaan oor materie en die eienskappe van materiale. So, hier is nou 'n lys van die eienskappe. So die eerste een is krag. Wag, laat ek eers vir jou so sê. Die rede hoekom ons kyk na die eienskappe van materiale is wanneer ons enige iets wil gebruik, dan moet ons weet watter eienskappe het dit en of dit gaan werk vir dit waarvoor ons dit wil gebruik. So dit help nie ons gebruik iets vir sê nou maar soos in 'n lig. Ons in die gloeilampie gebruik ons iets wat baie maklik smelt nie. Want dan smelt dit en dan gee dit nie meer vir ons lig nie. So enige iets wat ons wil gebruik, moet ons weet wat is die eienskappe en gaan dit actually werk waarvoor ons dit nodig het. So dit is basies hoekom ons daarna kyk. So die eerste ding is krag. So die krag is letterlik die vermoë om krag te weerstaan. Met ander woorde, hoe sterk is dit? Gaan dit breek as ek dit slaan met 'n hamer? Hoe hard moet ek dit slaan met 'n hamer voordat dit breek? So dit is basies die krag. En die hardste stof op aarde, wat jy nie ooit met 'n hamer sal kan slaan nie, dat dit breek nie, is 'n diamant. Diamante is van koolstof gemaak, en dit is die hardste ding in die wêreld. So krag is ook sterkte. Hoe sterk is die materiaal en hoe maklik gaan dit breek? Die volgende een is buigsaamheid. So dit is basies hoe maklik kan dit buig sonder om te breek. So as jy dit so vat en jy buig dit en jy buig dit en jy buig dit, gaan dit soos breek soos 'n liniaal of gaan dit nie? So dit beteken nie dieselfde as swak nie. So dis nie teenoorgestelde van krag nie. Iets kan baie krag hê, maar nog steeds kan dit buig. So hierdie's die krag en die buigsaamheid gaan meer oor hoe is al die deeltjies, al die atome, hoe sit hulle by mekaar vas? Dis wat vir ons krag en buigsaamheid gee. So dink aan 'n metaal draad. Dit is sterk, maar dit kan ook maklik buig. Of 'n tou. Dit is sterk, dit kan iets baie swaar dra, maar dit kan ook buig. En die teenoorgestelde van buigsaamheid, nee. Ek onthou nou man, hulle sê een later wat nie hier op die lysie is nie, ek sal hom net nou noem waar hy was. Okay, dan het ons ook smeltpunt en kookpunt. Maar jy weet mos wat is dit? Smeltpunt is wanneer is 'n temperatuur waar 'n vaste stof na 'n vloeistof verander. So jy sit 'n ysie buite, hoe warm is dit voordat die ysie smelt, voordat die vaste stof in 'n vloeistof verander? Ons kan dit gebruik om te bepaal of iets suiwer is of nie. So as ons net daai ysie het en dit is net water, dan weet ons, mense het dit al getoets in laboratoriums, ons weet wat se temperatuur is nodig om 'n vaste stof na 'n vloeistof te verander. Maar as ons nou goeders daarby sit, dan verander daai temperatuur. So as ons iets smelt en ons sien, wag gou aan, hierdie vat langer om te smelt as wat dit moet, dan weet ek, dis nie suiwer nie, daar's ander goed by ook. So ons doen dit sulke goed gewoonlik soos as jy na metale kyk. So as jy goud het en jy smelt dit, ons weet wat se temperatuur is nodig dat goud smelt. Dis baie, baie, baie warm voordat goud smelt.
Maar as dit langer vat, of dit vat vinniger, dan weet ons, iemand het my gecheat, hierdie is nie net goud nie, daar's ander goed ook by. En dan die ander ding van smeltpunt, wat ook waar is van kookpunt, is dat dit word beïnvloed deur druk. So die lugdruk het definitief 'n invloed daarop. Jou handboek het hierdie voorbeeld gebruik van hoekom duikers suurstof in 'n hoë druk silinder sit, sodat dit nie kondenseer nie. Ek dink ek is nie mal oor daai voorbeeld nie, so ek het dit maar daar gesit, maar in klein skrif. Die ander, so smeltpunt is vaste stof na vloeistof, en dan die ander een wat daarmee saamgaan is kookpunt. So dit kook wanneer ons van 'n vloeistof na 'n gas toe gaan. So basies, jy weet, jy kook jou ketel en jy smelt die ys. Jy weet dit mos. So gebruik dit wat jy weet. Moenie random goed uit jou kop uit gaan leer as jy dit actually klaar weet nie. Okay, dan geleiding. So geleiding van elektrisiteit. Hier kom raas my kat. So geleiding van elektrisiteit, dis 'n geleier as die elektrisiteit kan daardeur vloei. So dis gewoonlik metale. En die teenoorgestelde van gelei is isoleer. So dis 'n isoleerder as elektrisiteit nie daardeur kan vloei nie. So dit is gewoonlik nie metale nie. So die voorbeeld hierso is elektriese drade is van koper gemaak. So dis 'n metaal en dis 'n geleier. So elektrisiteit vloei daardeur. Maar ons wil nie hê al die elektriese drade moet met mekaar kruis en deur mekaar raak met hulle elektrisiteit nie. So ons sit 'n isoleerder rondom dit. So dit is plastiek wat 'n nie-metaal is nie. So 'n nie-metaal plastiek is dan die isoleerder. En dan met hittegeleiding is dit presies dieselfde. Ons het 'n geleier, so dit is wanneer die ding self warm word, of ons kan sê die hitte kan daardeur vloei. So as jy 'n ysterpot op die stoof sit, dan word die pot ook warm. En 'n isoleerder is die teenoorgestelde. So wanneer 'n stof nie warm word nie. So dit is soos plastiek of soos 'n mat. Jy kan dink aan 'n mat wat op jou vloer sit om die koue uit te hou in die winter. So die hitte gaan nie deur dit nie. So die hitte wat reeds in jou kamer is, gaan nie verlore weg deur die vloer nie. Die isoleerder hou dit daar, maar dit word nie self warm nie. So die hitte gaan nie deur dit nie. So isoleer wanneer dit nie warm word nie, hitte gaan nie deur dit nie, en geleier, dit word warm want die hitte gaan deur dit. En dit is ook metale en nie metale. En dan as ons nou dink aan al hierdie eienskappe wat ons nou in gedagte moet hou as ons iets wil bou byvoorbeeld, dan wil ons kyk wat is sy krag, kan hy buig, wat is die smeltpunt, gelei hy elektrisiteit en al daai goed. Moet ons ook kyk na 'n paar ander faktore, soos hoeveel kos dit, of wat se kleur is dit, of wat se tekstuur is dit, want dit gaan ook 'n verskil maak aan watter materiaal ons kies. En dan die ander ding wat belangrik is om in gedagte te hou, is die impak wat goed het op die natuur. Ek wil net gou, jammer, ek pla jou, maar dit pla my as daar iets anders op die bladsy is. Okay, so die impak op die omgewing. So enige iets wat ons gebruik, haal ons gewoonlik uit die natuur uit. So ons neem stowwe uit die natuur en dit kan die natuur beskadig. Soos dink aan myne, ons goed wat daar moet wees, vat ons weg.
En dan veral water, ek het dit sommer hier so gehighlight, want ons kan ook stowwe uit die natuur uitneem, maar goed wat mense en diere nodig het, soos water. So ons gebruik water baie keer by afkoeling in fabrieke en in myne. Maar dan besoedel dit die water en dan kan ons dit nie meer gebruik nie. So dan moet mense dit eers skoonmaak voordat jy dit weer kan gaan gebruik en dit raak baie duur. So dan is daar minder water beskikbaar vir mense en diere om te drink. Dan hierdie term nie bioafbreekbaar. Ek het dit opgeskei in verskillende woorde. Ek dink in jou handboek is dit so 1. So dit breek nie af bio natuurlik in die sien, hier kom pla my kat. So dit is nie natuurlik afbreekbaar nie. So dit kan nie in die natuur afgebreek word nie en dit beteken dis gevaarlik vir die omgewing. Ons kan hierby sit gevaarlik en skadelik. So dit kan skade doen aan ons omgewing wat ons nie wil hê nie. En dan in die produksie van verskillende materiale kan ons ook skadelike afvalstowwe kry, soos gifstowwe, wat basies, so dink aan 'n myn of 'n fabriek, waar ons produseer goed, maar van die goed wat ons nie wil hê nie, of wat ons nie gebruik nie, is dan die afvalstowwe. En dit kan goed in hê wat giftig is vir ons, en vir die plante en die diere in die natuur. En die kweekhuiseffek, dit is ook een woord wat ek so mooi opgebreek het, dat hy makliker lees. Die kweekhuiseffek is basies soos die koolsuurgas, die CO2 in die atmosfeer, maak amper soos 'n kombers rondom die aarde, wat die hitte binne inhou. So die kweekhuiseffek is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Ons het die kweekhuiseffek nodig om te kan lewe, want anders sal die hele planeet heeltemal te koud wees en ons sal almal vrek van die koue. Maar ons wil nie dit moet te veel word nie. Want nou word die koolsuurgas te veel van al die myne en fabrieke en karre en met al die uitlaatgas. En dit veroorsaak globale verwarming. So dit maak basies dat die wêreld warmer en warmer en warmer word. En dit veroorsaak allerlei probleme met die weer. Dat die party plekke word reën dit meer, party plekke word droog en die hele balans van die natuur is heeltemal af. En dan kry ons ook suurreën wat ook 'n negatiewe effek is van ons mense wat goed produseer in die op die aarde. En dit is basies wanneer die CO2 of swaalsuur oplos in die reën. En dan wanneer dit reën, dan is die reën suur. So dan kan dit die plante en diere beskadig. Dit kan selfs jy weet dit is soos 'n suur en suur eet goeders. Soos dink aan jou, ek weet nie of jy weet swembadsuur of so iets al gebruik het nie. Dis skadelike stof. So baie keer as ons sien as dit na die droë seisoen, as dit droog was en dan die eerste keer wat dit reën, dan is dit nie lekker reën nie. Dis so half reën. En dan as mense swembad het, sal jy sien dan die swembaddens word groen, want daar's te veel suur in die reën. In Suid-Afrika is dit nie so sleg soos in party ander lande nie, maar in party ander lande kan dit selfs jy weet huise en so aan skade doen, want dit is heeltemal te suur. En dan nog 'n suur ding, suur is nie goed nie, is
as ons in myne is daar water en die water wat ons uit die myne uitpomp of wat uit myne uitlek is ook te suur vir die omgewing. So dit is suurmyndreinering. Dit was ook een woord wat ek opgebreek het. So dis die water wat suur bevat, wat lek uit die myne en dit is giftig. So, die belangrike ding hier is eienskappe van metale. Wat kan die materiale doen en hoe moet ons versigtig wees dat ons nie die aarde beskadig nie. En in 'n volgende video sal ons dan kyk na die periodieke tabel. Totsiens vir nou!